En die vyyandsmagte skatter. Wie smoeg vir die duiwel in jou lewe? Halleluja. As jou antwoord. Nou ja, vanmôre wil ek met jou praat oor Babel, jou val is hier. Maar in 1 week het daar so baie goed gebeur wat skrikwekkend is. En ek wil gou net so 'n bietjie background gee, want wat hierdie week gebeur het is asof daar meer goed gebeur het in 1 week as wat in die laaste 2 jaar gebeur het. Volgens die Bybel. Vandag net die name, die dinge gebeure gou deurgee. Baie goeie dinge wat gebeur het, baie openbarings wat gekom het en ek het wat ek ontdek het van die dinge wat besig is om te gebeur wat die woord ons waarsku, Jesegiel, Sagaria, Daniël, Openbaring is heeltemal anderster wat ons gedink het al die jare. Dit gaan so werk. Onthou God se misterie. En hoe God werk is elke keer met 'n nuwe verrassing. Trump doen 'n ronde van vriendskap in die Midde-Ooste. En die kom baie belangrike en baie interessante goed hier uit, ouens, en dit moet jou en my baie opgewonde maak vanmôre, want Trump het homself genoem die vriend van al hierdie ouens, en ons sluit Sirië in. Die grootste vyand met Gaza, met ISIS, met die terroriste. Trump kry 'n vliegtuig van $400 miljoen, beslaan met die beste binnekant goud teen die mure, en op die einde van die dag, weet julle wie het vir hom die vliegtuig, die Boeing 747 gegee, die ou wat die sponsoring gedoen het van 7 Oktober, die massaslagting in Israel. En nou sê Trump, nee, maar dis nie vir hom nie, dis vir die hele Amerika. Profeties spreek hy dood oor sy eie land, want hy het dit aanvaar. Wat het Jesus gesê? Jy kan nie God en Mammon dien nie. Right, so hy gaan nou terug op baie woord van sy eie woord gaan hy op terug. Qatar het 200 biljoen se Boeings bestel. Qatar ondersteun ook die terroriste. Onthou dit. Vlieg lekker in Qatar. Ek sien hy het $142 biljoen gemaak, ooreenkoms gemaak met hulle vir wapens, 80 biljoen vir die tegnologie. En toe ons daar in die vergadering kom, ons is mos nou in die vergaderings. Jy al gesien, sit op jou foon as jy in die vergadering, jy saam met hulle, is hom lekker, nee. Het ons geweet het gaan so uitspeel? Nee, maar nou sit hy daar, en wie stel hy voor in die prins? Elon Musk. Hulle $80 miljoen se chip material by Musk gekoop. Het julle gesien die voertuig waarmee hulle aangekom het, gearriveer het by die groot vergaderings, almal Teslas. In die woestyn. Waar soveel son is, waar soveel krag is. Funny, né? Hierdie verhaal word eintlik al hoe interessanter. Alright. Tankies is opgehef teen die meeste van hierdie ouens. China se net skielik van 130% invoer geval na 30. Al die Arabiese lande, almal waar hy was, het een woord gepraat: vrede. Alright, ons weet wat is aan die gebeur. Wanneer hulle sê vrede, gaan 'n skielike verderf oor julle almal kom. Die vet weet dat hy kan ooreenkomste met die Ooste maak. Die mees onbetroubaarste nasie op aarde. En hulle maak vredesverbonde. Trump het 'n baie interessante ding gesê Vrydag middag. Binne die volgende 1 tot 2 weke kom die groot verrassing. Onthou julle hy 3 weke terug gesê, hier kom 'n groot verrassing. Toe kom die verrassing. Nou kom hier weer 'n groot verrassing. Hy het gesê, binne 2 weke gaan julle iets sien, gaan gebeur. Vriendskap met Iran het hy gesluit, en gister het hy weer gesê, as Iran nie inval met
met die kernooreenkoms nie, gaan Iran slaag kry. Praat hy 2 monde uit. Maar hy het 'n verbond met hulle, hy het 'n ooreenkoms met hulle, hy het van hulle drones in, hy voer hulle in van 40.000 per drone, hy sê is die beste wapens. Hy voer dit in. Skerry wat besig is om te gebeur. Maar dit maak my opgewonde, dan was daar 'n kode 8647 wat hulle op 'n strand gedruk het, hulle het hom uitgegooi oor die netwerk, en die 8647, 86 is die Engelse shorthand vir kill. En die 47, 47ste president. OK. Die kanse dat hy kan, is moontlik. Die kanse, ek sê dit vanmôre weer, daar's baie ouens wat my verskil. Was fyn. Gaan ondersoek die skrifte en kyk waarvan oortuig die Heilige Gees jou. Die kanse dat hy dalk weer geskiet kan word en opstaan, wonderbaarlike herstel, is 100%. Die vliegtuig wat hulle vir hom gegee het, onthou net. Ons praat nou van die mees korrupste nasie op aarde, die moslem. Hulle gee vir hom 'n vliegtuig. Hoeveel apparate het hulle in daai vliegtuig weggesteek om sy gesprekke af te luister? Hoe weet ons of daar nie dalk plofstof op daai vliegtuig is? Dis net gedagtes. Ramaphosa gaan hierdie week na Bastram toe. Sy mond is baie groot, wat daar gaan uitkom weet ek nie. Hierdie week moet julle fyn dop hou, want iets gaan vir Suid-Afrika definitief in plek val. Negatief, positief, noem dit wat jy wil. Ek vertrou in elk geval nie vir Ramaphosa nie. Right, so sy bravade is baie, hy sê hy het 'n saak wat hy gaan stel, hulle het nie 'n saak met hierdie toevlug ouens wat hulle gevat het, die 49 nie. Ek het hierdie idee in my gees, daai 49 ouens is net 'n pion. Hulle gaan gebruik word. Ek weet nie hoe kom hulle op 49 nie, weet nie hoe is daai ouens goedgekeur nie. Hierdie goed is goed wat my baie bekommerd. En dan het Savimbi Nurda gesê, hy is ook van die rooi kappie bende. Hulle is 40 miljoen, ons is so 4 miljoen. Dis tyd. Wat gaan uitkom hierdie week, weet ons nie. Wat daar gesê gaan word, weet ons nie, maar ons sal hierdie goed met baie sterk dophou. Dan is daar 'n ding wat my baie bekommer. Hy het die Abrahamic Accord gemaak met Turkye, met Sirië, met Saudi-Arabië, met Qatar, met die meeste Arabiese lande. Van wanneer af is hulle die nageslag van Abraham, wat die belofte van God moet kry? God het gesê, daar sal vyandskap wees. Nou wil hulle die Abraham Accord met hulle maak. Ouens, besef julle waar trek ons in tyd? Oekraïne, Rusland, China is in die agterkant besig met hulle groot dinge. En dan kom die skok. Die Arabiese lande is nou die sterkste lande in die wêreld, finansiëel en oorlog gewys. Hulle is bokant die United European Nations. Met ander woorde, hulle is bokant al die Europese lande. En hier begin my kop toe na hardloop, terwyl ek bid oor hierdie goed. Sê ek, Here, maar nou, ons verwag die anti-kris uit Europa uit. Toe kom ek agter, maar hierdie konings van die ooste is die sterkste. En hulle gaan vir een uur regeer as konings. En skielik val die 10 koppe van Rome uit my verwysingsraamwerk heeltemal weg. Ek sal nou verduidelik wat ek ontdek het gister toe ek afgesonder het hier. En dan natuurlik die paus is swart. As 'n boodskap vir die wêreld. Die blanke is gehaat, die swart gaan opstaan. Die paus se pa is Haitis, pitch black, hy's pikswart. So kyk wat 'n bloed hardloop deur hom.
God het 'n manier om ons te verras. Ons dink ons kan hom verstaan en dan sê, ek lag vir julle. Al wat julle moet doen is glo. Al wat ons moet doen. Right, so die val van Babel is hier. Genesis 11 vers 1 tot 9. Dis nou waar die Heilige Gees my gister heen vat. En die hele aarde dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde. Ons is vandag op dieselfde taal. Hulle is besig, Donald Trump is besig om dieselfde woorde vir almal te gee. Ons het een gedagtegang, ons gaan in vrede en harmonie lewe. Alright. En toe hulle wegtrek na die my aarde, na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land Siniar en daar het hulle gaan woon. Goed, die ooste staan uit. En hulle sê, kom laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring, die volgende vers, waarvan die spits tot aan die hemel reik. Laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooi raak nie. Laat ons vir ons 'n stad bou. Het julle gesien hoe lyk Dubai? Het julle gesien die torings? Het julle gesien, hulle spog met die hoogste, mees modernste. Nou in die tyd van Babel het hulle 'n toring gebou. Die Bybel sê, wat was kom weer. Nou sê hulle, laat ons hierdie doen, laat ons hy moet tot aan die hemel reik. Hy sê in vers 5, toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien, waaraan die mense kinders gebou het, en vers 6, die Here sê, daar is hulle nou een volk, en het almal een taal, en dit is net die begin van hulle onderneming, nou sal niks meer vir hulle onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen. Elon Musk sit daar, Saudi-Arabië, hy is die boffin met die chip. En nou sal niks meer onmoontlik wees nie. Kan julle vanmôre sien, die wêreldorde is besig om hande te vat? Kan julle vanmôre sien, ons is presies op dieselfde plek as Genesis self, presies dieselfde. Dis net baie meer gesofistikeerd. Dis net baie meer modern as wat hulle gehad het. En ewe skielik is hierdie samentrekking weer besig om los te breek. En nou sê God, niks sal meer vir hulle onmoontlik wees nie. So, mense brein word geskape. Hulle gee vir jou 'n chip. As jy 'n chip het, kan jy 1000 jaar oud word. Klaar bewys. Klaar bewys. So, ons gaan in 'n tegnologie in, wat skrikwekkend is. As jy vanmôre net jou selfoon vat, dan was 'n tyd wat jou battery losgekom het, onthou julle dit? Wie was gefrustreerd? Die battery pap is, dan moet jy hom eers weer gaan charge. Julle, wat het intussen tyd gebeur? Jy kan nie jou battery uithaal nie. Weet jy hoekom nie? Want jy word getreis elke oomblik van elke dag en van elke nag. Jou battery is in jou foon, jy is klaar gemerk. Jy word klaar beheer. Jy het nog nie die chip van koop en verkoop nie. Jy het hom, hy's ook al hier. Jy kan jou foon nou gebruik en gaan tap. Maar dis binnekort op ons. Maar ek het so vermoede, dis nie vir die kind van die Here nie. Ek het so vermoede, hy gaan ons wegvat. Ek het so vermoede, dat ons tyd hardloop baie min. Goed, nou sê God, kom laat ons neerdal, en hulle taal verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. Hier kom 'n baie interessante ding. Ek praat uit my verwysingsraamwerk. As Jesus sy bruid vat, het julle gedink die verwarring. Weet julle wat sê die wêreldnuus? Weet julle wat die paus gesê het hierdie gister? Die Vatikaan kom uit sy mond uit. Daar gaan 'n klomp aliens neerdal
Ouens, en ek is super chuffed daaroor. Ek is super excited. Glo ek in aliens? Nee. Glo ek in gevalle demoniese magte? Ja. Glo ek in gevalle hybrids? Ja. Hulle is onder ons. Maar onthou as die wegraping plaasvind, gaan hulle sê, die aliens het ons geabduct. Verwarring. Goed, vers 11, so het die Here hulle dan daarvandaan oor die hele aarde verstrooi, en hulle het opgehou om die stad te bou. Goed, dit gaan ook om die verwoesting. Vers 9, daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die aarde verwar, en daarvandaan het die Here hulle oor die hele aarde verstrooi. So hier kom weer 'n verstrooiing, hier kom weer 'n verwarring, hier kom weer 'n Babelse verwarring op die aarde. Ons is daar, een taal, een wêreld, een orde, een saampraat uit dieselfde mond. Wat verkeerd is reg, wat reg is verkeerd. Met ander woorde, ons praat dieselfde taal. Gays, lesbianisme, is okay. Ons mag hulle toelaat, jy moet hulle jammer kry, jy moet hom vrymaak, jy moet hom loskry, jy moet daai gees breek, jy moet lewe spreek, jy moet hom uit die kake van die hel uitruk. Ek kan dit nie goedkeur nie. Want God het man en vrou gemaak, nie man en man nie. Maar die wêreld godsdienst begin sê nou, julle moet empatie hê, verdraagsaamheid hê. Dit kom in al die kerke in. Julle mag nie meer diskrimineer nie. Dan as ek saamstem, diskrimineer ek teen God. Dan sê ek vir God, u het nou 'n groot fout gemaak. Nou die perikoop van Openbaring 17, die perikoop sê ook, kom ek lees gou wat sê die perikoop. Hy praat alweer van Babel. Val van Babel, gesig van die groot hoer, wat deur die dier verlei is. En een van die 7 engele met die 7 skaal het gekom, my gespreek vir my sê, kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie water sit. Met ander woorde, Babel, wat oor die volke heers. Daar word nou geheers oor een taal, een woord, een. Ons is 'n eenheid, die wêreld staan saam, die wêreld is nou in 'n orde van waar ons nou hierdie dinge gaan sien kom. OK? Hy sê met wie die konings van die aarde gehoreer het en die bewoners van die aarde dronk geword van die wyn van haar hoerery. Hier kom die geheim, volgende vers. En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol godslastige name met 7 koppe 10 horings. En toe ek gister oor die ding bid, sê ek, Here, die 10 konings. Trump het hierdie hele week gaan voorbereidings doen. Waar? Daar staan dit in jou Bybel, in die woestyne. Het julle die leksheid gesien in die woestyne? Het julle gesien die paleise waar hulle die vergaderings gehou het? Het julle gesien die beste karre, die beste meubels, die beste van alles? Hulle mure is bekleed met goud. En daar kom so 'n pang in my hart en ek het hieroor al gepraat. Jehu het al die afgoderry gaan afbreek en hy het guns gekry in God se oë. En Jehu het teruggegaan op sy ou pad. Donald Trump het 2 jaar terug gesê hy glo in Jesus Christus. Great, wonderlik. Maar geld het ingekom, geld het 'n probleem geword. Want jy sien toe dit met Jehu goed gaan, toe begin hy weer sy ou manier doen. En dis wat my bekommer van Trump. Alright, op haar voorhoof is 'n naam geskrywe, verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van hoere en van die gruwels van die aarde. En die 10 horings wat jy gesien het, 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar ontvang mag soos konings 1 uur lank saam met die dier.
Donald Trump's besig om hierdie lande almal bymekaar te gaan vat. En dis die magtigste nasies, as hulle saam staan, kry China, Rusland, Pakistan, India, sla. Jy sien, daar kom 'n koningskap. En gister toe ek hierdie ding sien, toe sê ek, Here, maar, ek gaan dit net opbreek soos ek het kry, vir julle vanmôre. Hoor wat sê hy, die volgende vers. Hulle het een gesindheid. Skielik vat Saudi, Syrië, Iran, almal vat Turkye, Griekeland, vat almal skielik hande. Hulle het een gesindheid. Wat 'n gesindheid is dit? Wat 'n gesindheid is dit? Israel moet vernietig word. Dis een gesindheid. Algesindheid. Bybel is totaal korrek. En ek gaan dit nou lees in Sagaria. Hulle het almal een doel voor oë. Israel moet vernietig word. Weet julle hoeveel laster kom nou uit oor die media, van hoe vrot korrup die Jode is? Hulle is totaal anti-God. Aldus die skrywers van hierdie goed. Hoeveel Afrikaners is anti-God? Hoeveel Amerikaners is anti-God? Maar ek wil vir julle sê, al die moslems is anti-God. Hulle sal teen die lam oorlog voer, die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here, die koning van die konings, die wat saam met hom is geroepe en uitverkore en getrou. Hulle voer klaar oorlog teen die lam, onthou dit. Maar hierdie is 'n oorlog wat kom. En hy sê vir my, die waters wat jy gesien het waar die hoer op sit, is die volke en menigtes en nasies en tale. Onthou, die hele Europa is klaar onder die mag van die moslem. Die hele Europa is klaar deurtrek. Hulle is besig om state in Amerika moslem status te gee. Hulle is besig om moskees te bou oral in Amerika. Hulle doen dit oor die hele Europa. So by the way, weet nie of julle dit gesien het nie, daar's 'n prent wat hulle sê, hulle wil 'n tempel bou. Voorop hy lyk, dis die tempel in Jerusalem. Voorop die tempel staan Trump. Is ons wakker. En die 10 horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak en haar vlees eet en met haar met vuur verbrand. Met ander woorde, ouens, jy gaan nou 'n ooreenkoms maak met vrede, môre gaan ek jou keel afsny. Dis presies wat besig is om te gebeur. Alright, want hoor wat sê hy, God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer en hulle heerskappy in die dier te gee totdat die woorde van God volbring is. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. Ek het nog altyd gedink dis New York. Ek het 'n ander idee begin kry. Maar ek leer jou nie nuwe tegnologie nie of 'n nuwe teologie nie. Gaan ondersoek die Bybel. Alles speel skielik af in die ooste. Al die fokus is daar. Al die geld is daar. Al die rykdom is daar. Al die mag is daar. Al die wapens is daar. Wat se wet het hulle oor die wêreld ingebring behalwe in die oosterse lande? Ontwapen. Amerika het dit begin, ons het dit begin. Jare terug hier. Gee jou wapens terug. Die meeste Europese lande het dit gedoen. En wie kry die meeste wapens? Die ooste. En dan maak hy nog 'n deal van 142 biljoen vir wapentuig met hulle. Dit sê mos nou vir jou, in wie se hand word ek en jy gesit? Natuurlik gaan die anti-kris dit doen.
Sagaria 14. Hierdie is wat my opgewonde maak. Kyk, daar kom 'n dag vir die Here. Dan sal die wat van jou buitgemaak is, binne in jou verdeel word, o Jerusalem. Want toe kom Jesus? Jerusalem toe. Hy kom terug. Hierdie hele hoofstuk spreek oor dit. Hy sê vers 2, want ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem. God is besig om dit te doen. God is besig om al die nasies saam te trek. En ongelukkig is Donald Trump uitgekies vir die doel om vrede en harmonie tussen hierdie klomp moslems te kry. Soos Juda gekies was vir die doel om Jesus te verraai. Soos Jehu verkies was om al die altare af te breek en dit dan weer te gaan opbou. En die stad sal ingeneem die huise geplunder, die vroue onteer word, die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap, maar die oorige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. Hoor nou, en die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. Die kanse dat ons binne die volgende 2-3 weke kan hoor, dat Donald Trump sy rug gaan draai op Israel, raak al hoe groter. Want Netanyahu het gesê, ek gaan alles in Gaza skoonmaak. Wie het dit gesê? 2 maande terug. Donald Trump. Hy het gesê, ons gaan Gaza platvee, hulle het geen bestaansreg nie. Verlede week sê Trump, vir al hierdie oosterse lande, ons gaan Gaza weer herstel en vir hulle plek gee. Dit gaan totaal teen die woord van die Here. 2 monde. Wat is sy rol? Totdat hy, wat die antichrist teehou, uit die weg geruim is. Hier sit ons. Die Heilige Gees in die kerk. Want hy kan nie, onthou ek is op spekulasie. Die antichrist kan nie geopenbaar word solank ons hier is nie. My spekulasie bly Donald Trump. Dit is my spekulasie. Dit maak vir my sin. Hy is die enigste ou wat soveel autoriteit op die hele aarde het. Hy het gesê, hy sit hierdie week met Putin. Putin sal na hom luister. Sy woorde. As Putin nie luister nie, slat ons julle. Jy sien, hier se dinge nie gebeur, en ons as kinders van die Here moet baie wakker wees. Alright, hy sê vers 4, en in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem is, lê aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gespreid word, van oos na wes tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde, en die ander helfte na die suide. Neem kennis. Met die wegraping word ons weggevoer. Hierdie is die tweede koms van Jesus. Sy voete kom raak die aarde aan. In Jerusalem, op Sion. Dan kom die aardbewing wat Openbaring van praat. Alright, hy sê, en julle sal vlug in die dal van my berge, want die dal van die berge sal loop tot by Asal, en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Osia, die koning van Juda, wat was gaan weer kom. Ok, dan, tweede koms, dan sal die Here my God kom, al die heiliges met u.
En dit onmiddellik skakel vir jou vanmôre verwarring uit. Daar is 'n wegraping, 7 jaar later kom die Heilige saam met hom. OK, so naby is die wegraping. Ons is nie in beseringstyd nie. Ons is in daai laaste move. Het julle gesien, dan speel jy ons rugby, dan sit jy 82 minute in beseringstyd, maar omdat die spel nog vloei, totdat daai referee daai spel stop, moet hierdie spel hardloop, moet hy hardloop. Hierdie spel is besig om te hardloop. Weet jy wat, God gee vir ons genade. Maar as hy dan 'n bal aanslaan, dan blaas hy die fluitjie. En dan spring die ander kant so hoog in die lug, dan weet hulle, ons het gewen. Maar het verdedig vir alles wat hulle werd is. Dat hierdie opponent nie moet wen nie. Ek gee jou vanmôre raad. Jy gaan met oorlogvoering doen. Weet jy hoe maklik is dit? Jou lof en aanbidding. Jag die duiwel. Hy haat dit. Ons tyd is op en Babel se val is hier. Daarom, ter afsluiting moet ek en jy God meer as ooit beleef. Psalm 46 vers 2. God is vir ons 'n toevlug en sterkte, as hulp in benoudhede is hy ook in 'n hoë mate beproef. Kyk, maar hy is ons hulp, hy is ons krag, hy is ons sterkte. Moenie paniekerig raak nie. Ek kry so benoude angsie in my hart as ek na al hierdie goed kyk en ek lees in die woord en dan sê ek, Here, maar U maak my nou de mekaar, want Daniël sê dit en Esegiel sê dit en Hosea sê dit en Openbaring sê dit en Sagaria. Wat sê hy? Wees stil. Wag geduldig. Wag geduldig. Hy sê dit. Wag geduldig. Ek kom julle haal. Ek kom julle haal. Ouens, en dit moet jou vanmôre baie opgewonde maak, want ons tyd raak so min, dat ek bang is, daar is nie meer tyd nie. Vanmôre toe ek wakker word, het ek het so 'n klein stupid wekker langs my bed. Ek noem hom stupid, want hy herinner my altyd aan tyd. Hoor ek? Vanmôre klink dit soos bomme. Ek sê, shut net up. Ek lê nog. Maar dit is asof daai horlosie sla al hoe harder word. Al hoe harder word. Ouens, ons tyd raak so min. Maar dit moet jou opgewonde maak vanmôre. Hoor wat sê hy, vers 3. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge in die hart van die see. En die aarde waggel, hoor. Die aarde is besig om, dit lyk of hy buite beheer gaan, lyk of hy van sy as begin afgaan. En as jy vanmôre vir my sê, ja, maar ek luister nie die nuus nie, wil ek vanmôre vir jou sê, moenie die reus se kop afkap nie, kap die volstryd se kop af, want die volstryd sit sy kop in 'n gat, en hy wil nie weet wat hier aangaan nie. Die reus staan uit, en soos 'n Dawid kom jy, en jy sê vir daai reus, jy val, boetie. Dis wat hy vir jou sê. Moenie nuus luister omdat jy bang is nie. Luister nuus, lees jou Bybel, want die Bybel en die nuus, die politiek en die kerk, kom van Genesis 1 af saam. Maar die kerk moet die wêreld lei. Maar ongelukkig het ons so ver teruggesak, die wêreld lei die kerk. Right, vers 4 sê, laat sy water brys, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Ela, gaan oordink dit. Right, dan kom hy, die stroompies van 'n rivier, maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. Wat vloei uit sy troonkamer uit? 'n Rivier van lewende water. En ek en jy kan gaan drink by daai water. Daar's bome wat genesing bring vir die nasie, wat elke maand uit vrugte dra. So wat hier in die matrix gaan gebeur na die wegraping? Ek het genoeg movies oor die matrix gekyk. Ek wil dit ook nie sien nie. Ek wil by daai stroom gaan sit. Hoor wat sê hy?
God is daar binne-in. Dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Waar God is, staan alles. Niks kan beweeg nie. As jou geloof vanmôre in hom geanker is, kan niks jou skud nie. Niks. Net so terloops noem. Ek moet die goed mos maar baie fyn doen. Maar hulle praat van 'n redelike opstand onder die swartes wat gaan kom, omdat daar ongelooflike haat is. Maar die goed word aangevuur. So praat bietjie wyd en luister maar bietjie wyd. Gaan ons hier wees, ek weet nie, mag ons hier weggevat wees? Ek hoop so. Ek hoop so. Maar hierdie praatjies van hierdie week van Ramaphosa, ek dink gaan waterskeiding wees. 'n Ou stuur vir my gister 'n droom. Hy sê, Eben, help my bietjie. Gee net vir my jou eerste indrukke as jy my droom gehoor het. En hy stuur vir my sy droom. Sy pa was een van die heel eerstes in Suid-Afrika wat vermoor was in Oranjewil. Hier in die vroeë 90's. Hy sê maar in sy droom, en ek dink hy sal my vergun want hy het die droom wyd gestuur om te hoor of mense saam met hom sal bid vir 'n verklaring. Maar in hierdie droom is dit sy pa en daar's jong mense, daar's kinders en daar is dollars in sakke vol wat hulle na hom toe bring. En my eerste gewaarwording is wat ek vir hom gesê het, wat ek in my gees kry, dalk gaan Trump Ramaphosa sê, die boere wie julle gemoor het, gaan julle vergoeding voorgee. Onthou, Donald Trump het nou ook 'n Bitcoin kaart begin, wat hom een van die superrykstes maak. En by Trump praat een ding, geld. En ek sê vir jou wat vir my droom gesê het, dalk gaan hulle sê, hulle gaan al die boere vergoed. En hy sê, ja, hulle gaan seker vir ons net SASSA gee. Ek sê, moenie altyd klein dink nie, ou. Maar, wat ook al hier uitkom, ek persoonlik dink, wat hierdie week met Ramaphosa gaan uitkom, gaan nie goed wees. Ek dink so. Want met sy BEE wat hy ingebring het, hulle het 100 biljoen gegee vir die swart bemagtiging, so, wees net voorbereid. Maar weet hier, God is binne. Niks sal wankel waar God is nie. Alright, vers 7 sê, nasies het gebruis, koninkryke het gewankel, hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Of wanneer die aarde bewe as God praat. Alright, die Here van die leerskare, hier is die wonderlike belofte, vers 8. Die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Onbeweeglik, binne in die rots, jy's toegemaak, jy's geanker, niks van hierdie wêreld kan jou ontspoor nie. Behalwe as jy het toelaat, behalwe as jy gaan toelaat, dat vrees en angs kom. Kom, aanskou die dade van die Here, wat verskriklike dinge oor die aarde bring. Wie is in beheer? God. Al hierdie goed wat kom, hy bring dit. Hy het dit gesê, hy het dit beloof. Hy het gesê, ek gaan nog eenmaal hierdie aarde en die hemel skud. Maar weet jy wat? Ek en jy in die rots. Dit gaan ons nie vang nie. Dit gaan ons nie pla nie. Hoe naby dit is die groot vraag. Hy sê dan, wat die oorlog laat ophou tot by die einde van die aarde, die boog verbreek, die spiestuk inslaan, die strydwaans met vuur verbrand. En dan sien ek in Jeremia sê hy, en vir 7 maande lank gaan hulle al die hout by mekaar maak van die wapens. 7 maande lank gaan hulle vuur maak met die wapens. 7 maande. Hier sê hy dit. Hy gaan 'n einde daaraan bring. Dan kom die fantastiese vers 11. Laat staan en weet dat ek God is.
Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Laat staan en weet, ek is God. Judas, vers 3. Nou praat hy met ons. Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike taligheid te skryf. Een van sin, een van gees. Gemeenskaplik. Glo dieselfde, glo God die Vader, glo God die Seun, glo in die Heilige Gees. Glo Jesus het gesterf, hy het opgestaan. Glo hy's gedoop. Glo ek en jy's gedoop, ons het saam hom gesterf. Glo hy kom ons haal, ons gaan saam met hom lewe vir ewig. So ons het 'n gemeenskaplike geloof. Saligheid. Ek het die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof. Hoor wat sê hy? Wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Ouens, dis nie 'n ding van eenmaal gered, altyd gered nie. Jou geloof moet jy stry om in te gaan. Dit's elke dag 'n stryd. It's maklik to do the talk, maar walk the talk. Daar's jou groot ding. Ja, maar Here, waarne? Ag, Here, maar man kry klaar. Hy sê uitdruklik, jy moet kragtig stry vir jou geloof. Jesus het gesê, stry hard, want die pad is smal. Dan gaan hy na vers 17 toe. Hy sê, maar julle geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is, deur die apostels van ons Here Jesus Christus. Goed, wat het hulle gesê? Dat hulle vir julle gesê het, in die laaste dae sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelooslike begeerlikhede wandel. Moet ons daaroor praat of sien ons dit? Ons beleef dit. Ons ervaar dit. OK? Hy sê dit is hulle wat skering maak. Sinnelike mense wat die gees, ons is terug by laasweek. As jy lief het, het jy die gees van God. As jy nie lief het nie, het jy die anti-Christus gees. Dis hulle wat skeringe maak. Weet julle hoe baie gesprekke kom nou oral op oor sulke mense? Ek het weer 'n boodskap ergens die week gekry, Saterdag, Vrydag gekry van hierdie mense stry en my broer is in die Kaap en hulle stry oor dit, hulle stry oor nie hulle glo in al hierdie goed, maar hulle verskil hulle. Ek sê sit hulle een kant. Dis ouens wat tyd mors. Hulle mors jou tyd. Kry hulle uit jou lewe uit, maak klaar met hulle. OK? Maar julle geliefdes, moet julle self opbou. Hoor wat sê hy nou, in julle allerheiligste geloof. Geloof is nie net geloof nie. Geloof is allerheilig. Met ander woorde, ek is in God. En hy wat tot God gaan, daar staan dit, moet glo dat hy God is, dat hy 'n beloner is. En wie is God? God is gees. Jy kan hom nie op 'n ander manier aanbid nie. Jy kan nie. Dit is onmoontlik. Jy kan God nie in jou vlees aanbid nie. Jy gaan hom nie verstaan nie. Jy gaan nie openbarings kry nie. Jy gaan nie deurbrake kry nie. Jy gaan nie oorwinning kry nie, want jy aanbid hom in die vlees. En daarom sê hy dit, julle moet julleself opbou in die allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Wat sê dit? In daardie dag, as jy sterf vir jou geloof, maar jy het nie die liefde nie, beteken dit niks. Scary. Hy sê en julle self die volgende vers, in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag.
bewaar jou in die liefde van God. Maak seker, jy is klaar met jou nikke en jou grille. Maak seker jy is klaar met jou dikkie en daaitjie. Maak seker jy is klaar met jou kwaad vir hierdie ou en jy weet nie hoekom nie. Maak seker jy is klaar met hierdie ding, laat die vinger wys en jy staan agter die deur. Maak seker jy verstaan die woord wat sê, dit waarvan jy 'n ander beskuldig, is jy self aanskuldig. Kom los, bly in die liefde, kom in die suiwer liefde, bly in daardie waarheid, dat ons hierdie barmhartigheid van ons Christus tot die ewige lewe kan beerwe. Jou barmhartigheid gaan jou nie die ewige lewe gee. Barmhartigheid. Verwag jy dit? Verwag jy om vir ewig saam met hom te wees? Dis barmhartigheid. Hy sê en dan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys. Met ander woorde, ek en jy het mos meegevoel. As 'n ou sukkel, dan het ek simpatie. Maar tot op 'n punt. Want as ouens wat smart vrate bly. Ja, maar kry my jammer. Nonsens. Nonsens. Alright? So ons moet barmhartigheid bewys. Wat is barmhartigheid? Ek was honger, ek was naak, ek was dor. Jy was daar. Dis barmhartig. Jou werke gaan getuig. Jy gaan beloning kry volgens jou werke, want die boeke van die werke gaan ook oopgemaak word. Alright? Dan sê hy vers 23, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is. Met ander woorde, wat sê hy vir ons? Vrees. Hey ou, jy's op pad hel toe. Ek gaan jou uit hierdie goed. Ek vermaan jou, ek bestraf jou, ek sê vir jou nee, jy's op pad na die ewige verdoemenis toe. So kom weg vanmôre van hierdie ding, ja, ons is liewe Jesus kindertjies en ons wil net vrede hê. Kry klaar met dit. Want as jy 'n ou met vrees uit die vuur moet ruk, gaan jy by hom sit en sê, "Ai, Jessie, kyk jou sterk brand. Alles is aan die brand, ou. Is jy nie bang nie? Voel jy dit nie?" Man gaan sê vir hom, "Voel die vuur aan jou stert. Ek wil jou uit hierdie gemors uitruk." Dan staan jy op vir Christus. Alright. En dan vers 24. Aan hom, nou wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Dis 'n groot woord, moet hom nie miskyk nie. Sonder gebrek. Wat was die eerste offer wat God gevra het van Moses se af? Moenie vir my 'n skaap of 'n bok bring met 'n gebrek aan nie. Dis nie vir my aanvaarbaar nie. Moenie vanmôre jou patetiese aanbidding vir God vat nie. Vat jou beste. Gee hom die beste. Gee hom die lof en die aanbidding. Gee hom wat hom toekom. Gee hom die eer. So daarom sê hy, ek sal jou bewaar. En wat se tekortkominge ons vanmôre mee sit, die dag as ons by hom instap, is dit weg. Maar ons moet instap. Ons moet seker maak ons is daar. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe. Wat is hierdie? Dis aanbidding. Kom toe heerlikheid, majesteit, krag en mag. Nou tot in alle ewigheid. So, my lof en my aanbidding bring vir my vanmôre my in God se teenwoordigheid. Die laaste vers, Psalm 136 vers 26. Loof die God van die hemel. Loof die God van die hemel, want sy goedertierenheid tot in ewigheid. So wat is jou antwoord vanmôre? Let us shout a hallelujah. Kom ons maak hom groot. Kom ons weet hy kom ons haal. Kom ons weet die dag, die dag's vrek naby. Ek voel dit aan my hele sisteem, my hele gees. Ek het hierdie
Ek is baie stil, maar ek oordink hierdie goed. Aan God se goedheid is daar nie einde nie. Al wat ek vanmôre vir jou vra, bly in sy goedheid. Kom ons sluit net ons oë. Hemelvader, dankie vanmôre. Dankie vir die woord, dankie. Ja, dat u woord so ongelooflik sekuur 100% in die kol is. Here, dankie dat u vir ons deur die eeue die waarskuwings gegee het van wat gaan gebeur in die laaste dae. Maar God bly hierdie geweldige groot misterie. Want as ons alles geweet het, dan was ons super slim en dat ons u dalk ook maar nie heeltemal gedien nie. Maar ek dankie vanmôre dat ons in die woord kan kyk. Dankie, die woord sê ons moet na die tekens kyk. Die woord sê ons moet kyk na al die dinge wat gebeur reg oor die wêreld. U het vir ons alles uitgesit. Maar vanmôre weet ek een ding. U koms is verskriklik naby. Here, want alles val nou so vinnig in plek. En weer eens, die woorde wat Trump gesê het, binne die volgende 1 tot 2 weke, gaan daar 'n groot ding gebeur oor die aarde. Hy profeteer. Hy het groot goed gedoen hierdie laaste week. Vader, wat totaal onmoontlik was, het hy reg gekry. Daardie moet vir ons 'n benoudheid in ons gees gee. Benoudheid vir die mense wat verlore gaan. Benoudheid vir hulle wat agterbly. Benoudheid vir hulle wat Jesus self gesê het, slaap jy nog? Toe hy daar by die disippels kom, toe sê hy, slaap maar voort. Maar hy het ons 'n waarskuwing gegee, pas op, jou verderf kom skielik. Ek pleit vanmôre dat u hierdie woord sal lewendig maak in ons gees en ons harte. Ja, Here, laat ons nie net na die tekens kyk nie, maar ons oog sal hou. Want op 'n vinnige dag gaan daai trompet blaas. Op 'n vinnige dag skielik, hy kom soos 'n dief in die nag. Gaan ons 'n aardbewing beleef. Gaan die grafte oopgaan. Gaan die heiliges wat opgestaan het ons voor. Die Bybel sê, Paulus skryf toe mooi, hy sê, julle sal die ontslapenis hoegenaamd nie voor wees nie. En ek weet vanmôre, Vader hou gawe, hy pluk nog steeds aan die mou. Wat ons in Genesis 11 gelees het u gesê, kom laat ons neerdal en gaan kyk wat aangaan. Hoor vanmôre, Here, wat gaan aan op hierdie aarde. Kom haal u kinders. Ons wil saam met God loof. Ons wil u prys, ons wil u aanbid. Ons wil u dankie sê. Ons wil u voete soen dat u ons waardig geag het om ons uit te verkies uit hierdie wêreld uit. Ek bid vanmôre. Gee vir ons 'n wakkerheid in ons gees, aan ons harte, dat ons hierdie allerheiligste geloof sal najag met alles in ons. Want die oomblik as ons die allerheiligste geloof ontdek, dan ontdek ons die vrees van die Here. Dan weet ons met watter God het ons te doen. Ek bid vanmôre, vergeef ons waar ons gemaklik met u geraak het. Vergeef ons dat ons pel met u geraak het. Vergeef dat ons maar so terloops maar gaan bid, so terloops maar die aangesig soek. Vergeef ons, Here, en verlos ons van dit asseblief, sodat u in alles verheerlik kan word. Vader, en ek dank u vir dit in die goddelike naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie, mag die Here hierdie woord seën, mag jy iets nuuts om oor te ponder en te gaan dink.